Goeiemôre broer, suster, geliefdes. Dit is weer Romans hierso van Komati Poort. Ek het weer een goue korreltjie wat ek by u wil saai. En dit is daar uit die woord uit Matteus 25, daar vanaf vers 31. Hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal die nasies versamel word en hulle sal van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my ete gegee, ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee en ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of te dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? Wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u toe gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringste van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Kom, ons stop eers daar. Jesus kom hier en hy sê hier vir hulle, wat sal gebeur wanneer die seun van die mens kom. Hy skets hier vir ons twee scenario's wat sal afspeel. Wanneer hy sal kom sit op sy troon, sy heerlike troon, en sy engele sal al die siele en al die nasies sal hulle versamel, en hy sal hulle afskei, die bokke van die skape sal hy skei, hulle wat hom wil dien en wou dien en gedien het, en hulle wat hom nie gedien het nie. Dan sal hy hulle stel op sy linkerhand en sy regterhand, die skape aan die regterhand wat hom gedien het, en die wat hom nie gedien het nie aan die linkerhand. En hy sal vir die wat hom gedien het, sal daardie loon kry, hy sal vir hulle sê, gaan in die erfdeel, in die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dan gaan hulle vir hom vra, maar Here, ons het nie daai tyd gelewe toe u hier was nie, wanneer het ons dit gedoen? En dan sê hy vir hulle, wanneer julle dit aan die geringste gedoen het, toe julle dit gedoen het aan die geringste van hierdie broeders van my, het julle dit ook aan my gedoen. Maar dan kom hy hier so in die ander verse en hy sê, en die koning sal antwoord en sê, voorwaar, hier vers 41, hy sê, dan sal hy ook aan die wat aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie, en ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie, maar naak het julle my nie geklee nie, en siek in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook die antwoord en sê, Here, wanneer het ons hierdie dinge gedoen? Wanneer het ons u naak gesien en wanneer het ons u nie gedien nie? Dan sal hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdige in die ewige lewe. Broer, suster, vriend, hierdie twee scenario's speel voor ons af. En as ek daarna kyk, dan kan ek vanmôre maar net vir u vra, broer, suster, vriend, watter een van hierdie scenario's sal u dan kies? Want u sien, u kan nie aan die linkerhand en aan die regterkant wees nie. U kan nie 'n bok wees of 'n skaap wees nie. U moet een van die twee moet u kies. En ons moet kies om die Here te dien, sodat ons aan sy regterhand kan wees. Want daar sal ons daardie loon kry wat hy vir die skape gegee het, en vir sy skape wat hom gedien het, sy kudde wat hom gedien het, sal hy dan daardie loon gee, omdat ons hom gedien het, omdat ons hom gedien het deur ons handelinge, deur ons werke, en gedien het deur andere hoër te ag as onsself, andere te dien en vir andere om te gee en ons naaste lief te hê. Daardie gebooie van hom bewaar het wat sê, ons moet die Here lief hê met ons hele hart en ons naaste soos onsself. Broer, suster, dit het tyd geword dat u en ek
gaan sit en dat ons gaan sê, Here, watter kant is ek nou op die oomblik? Waar is ek? Hoe doen ek? Wat doen ek aan U? Hoe behandel ek U? Want soos ek die mense om my behandel, so behandel ek U ook. Broer, suster, U en ek moet gaan sit en gaan dink, want U moet vir Uself vra, broer, suster, watter antwoord wil U hê? Wil U antwoord hê van sê, gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige hel, omdat julle nie gedoen het wat ek julle gevra het nie, omdat julle dit nie gedoen het uit liefde nie, omdat julle nie liefde vir my of liefde vir ander gehad het nie, of wil U die boodskap hê wat sê, gaan in die koninkryk van die Vader wat julle beerf het en wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Broer, suster, jy moet self kies, my vriend, jy moet kies. En ek wil by jou pleit vanmôre, as jy nog nie gekies het nie, moet jy vanmôre kies die lewe, kies die Here, kies om 'n skaap te wees, kies om hom te volg as jou herder, kies om hom te hê as jou hoof, as jou herder en om te volg en te doen dit wat die Here vir ons in sy woord gee. Hy gee vir ons al die voorskrifte gee in sy woord en hy sê vir ons dat ons moet mekaar lief hê soos onsself. Ons moet mekaar lief hê soos hy ons lief gehad het en soos hy ons steeds nog lief het. Broer, suster, hy het sy lewe gegee. Hy het alles gegee vir ons om vir ons hierdie erfenis wat hy gaan voorberei het van die beginsel van die wêreld af vir ons voorberei het om dit te kan ontvang. Maar daarvoor moet ek en u kies, wat wil ons wees? Want jy sien, elke siel sal versamel word. Daar gaan nie een van ons gaan dit vryspring nie, ons gaan almal voor daardie troon gaan ons voor hom sit en ons sal almal of aan die regterkant of aan die linkerkant van hom wees. Broer, suster, dit tyd geword dat ons hierdie godsdienst, dat ons dit ernstig opneem en dat ons begin dink daaroor, want die tyd het min gekom. Hy sê, dis wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid sal kom en hy gaan kom. Broer, suster, het vir ons al die voorskrifte in die Bybel gegee, wanneer hy sal kom. En ons weet dat die tyd naby is, daaroor is daar nie meer tyd om te speel of om te wonder wat ek is nou, is ek 'n skaap of is ek 'n bok nie. Ons moet daar besluit, watter een wil ons wees, want hy gee vir ons daar die keuse om te besluit. U kan besluit, u wil die Here nie dien nie, maar weet dit, broer, suster, vriend, dan gaan u aan die linkerkant van die Here sal u wees as 'n bok, en dan sal u daar die loon ontvang. Maar as u kies vanmôre om die Here te dien en te doen dit wat van u verlang word en van my verlang word, dan sal ons aan die regterhand sit en hy sal vir ons skape sê, gaan in die koninkryk van die hemele. Vanmôre moet ek en u dit besluit, broer. Kom ons buig ons hoofde en ons bid, dat die Here vir ons daar die krag gee om daar die besluit reg te neem. Halleluja, Here, dankie vanmôre dat ons weet, u is ons God en daar is niemand soos u nie. Dankie dat u vir ons sê, Here, dat u weer kom, en dat u sal gaan sit op die troon, en u sal u engele uitstuur om u kudde bymekaar te maak. Help ons, Here, dat ons sal aan die regterkant van God sal sit. Help ons, Here, dat ons u sal kies, en dat ons by u sal bly, en dat ons sal aanhou tot aan die einde toe, Here, totdat u ons kom versamel, dat ons aanhou sal goed doen, en almal hoor sal ag as onsself, en sal goed doen, en ons naaste lief sal hê, soos onsself. Here, ons dankie daarvoor. Ons vra, Here, wees genadig oor ons, dat ons naby u sal bly tot aan die einde toe, Here. Ons kan nie bekostig om verlore te gaan nie. Daaroor bid ons, Here, wees ons genadig. Help hulle wat vanmôre hulle hart aan u gee, Here, dat hulle die woord sal lees en dat hulle sal weet wat om te doen om naby u te bly. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.